Goeiemôre gemeente en ook hartlik welkom aan ons besoekers vanoggend. Ons bid dat die diens ook vir julle 'n heerlike ontmoeting en 'n verrykende ontmoeting met ons Here sal wees. Broers en susters, kom ons roep ons Here aan met afhanklikheid. Roep hom aan in ons tyd van nood en ons roep hom aan as ons krag en ons doen dit deur vir hom te sing. Ons gaan saam sing Psalm 121. Ons gaan saam sing daar vers 1. Die Here so aanroep, dan antwoord hy ons met sy heerlike seën. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing dan vir ons Here lof en dank en prys, en ons doen dit met Psalm 23, waar ons hom prys en erken vir hoe hy ons versorg en lei as herder. Ons sing Psalm 23 vir ons Here, vers 1 en vers 3. Dit wat ons bind aan mekaar, dit wat ons bind aan die gelowiges dwars deur die eeue, en dit wat ons bind aan die Here ons God, is ons geloof. En ons bely nou hierdie geloof aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Amen. Op so 'n ryk belydenis, waar ons die Here aanroep deur hom te bely, antwoord hy ons dan deur sy wet vir ons voor te hou. Ons luister vanoggend na ons Here se wet vanuit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Belangrik wanneer ons na die wet van ons Here luister, sy antwoord, dat ons nie dink, hy sê hier vir ons, probeer harder nie. Inteendeel wat hy doen is, hy hou 'n spieël voor jou, om te sê, kyk hoe vuil is jy. Kyk wat 'n nood het jy vir my genade. Dis wat jy moet hoor uit die wet uit. En dis waarvan ons dan nou gaan sing. Ons antwoord nou ons Here op sy wet, deur vir hom te sing, en ons sing Psalm 130. Ons gaan vers 2 sing, en hoor wat sing ons in vers 2. Ons sê vir die Here, as U, o Heer, die sonde, dit wat ons gedoen het, ons sonde, na reg wou gadeslaan, ou woord om te sê, as U daarna kyk, suiwer net na ons sonde kyk, wie sou, o Heer, voor U een enkele stonde bestaan, voor U, o Heer, bestaan. En daarin sê ons vir die Here, niemand kan voor U staan, as U na ons sonde, en net na ons sonde kyk nie. Maar nee, daar is vergifnis nog altyd by U gewees. En daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. So besonder om te sien hoe Dawid ons leer dat ons vrees van die Here, dit groei uit ons begrip van sy goedheid, van sy genade wat hy ons gee. Kom ons sing en antwoord dan op ons Here se wet, Psalm 130 vers 2.
ons roep die Here saam aan in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, U troon is 'n heilige troon. Wanneer ons so voor U kom, dan betree ons die allerheiligste. Ja, dit is met vrees, met eerbied, met 'n oorweldigende begrip van hoe heerlik en groot U is dat ons nader kom. Maar is ook met 'n vrymoedigheid, 'n vreugde, want ons weet dat wanneer ons voor U heilige troon kom, dan is dit ook die troon van ons Vader. O, ons dank en prys U vir wie U is en wat U gee. Vader, dankie dat ons U mag ken, meer nog dat ons deur U geken mag word. Hierdie wêreld is stikkend, dis leeg. Die wat ander gode met gawes vereer, se smarte is menigvuldig. Hulle word nooit vol nie. Maar U gee dit vir ons om U te ken. Die bron van lewe. U in wie alles is wat ons ooit kan nodig hê. So ons prys U vir wat ons het by U. Wie U is. Wanneer ons so luister na U wet, dan kan ons nie anders as om ons stikkendheid, ons gebrokenheid te sien nie. Ons sien 'n klomp swakheid in ons lewens waar ons wil die regte ding doen. Ons wil U eer en U erken in ons lewens en ons is net te swak. En dan sien ons ook ons moedswilligheid. Hoe ons gereeld aktief besluit om teen U op te staan. En daarvoor kom ons nederig en laag voor U. Vader, wil U ons vergewe vir ons sonde? Wil U ons was met die bloed van U seun? En o, ons dank U dan dat ons mag U belofte hoor dat as ons ons sondes bely, U is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Ons dank U dat ons kan kyk na ons Here Jesus Christus en sien, dat ons kan sien hoe U genadig en ontfermend is. Hoe U seun gee in ons plek en ons skoon was met sy bloed. Daar's niks in hierdie lewe, hierdie kort, stikkende lewe wat so kosbaar is soos hierdie waarheid nie. Mag ons ons eie naam vergeet, voordat ons U genade en U belofte vergeet. En Vader, ons bid dat U ons nou sal help in ons swakheid. U ken ons. U ken hoe maklik ons gedagtes dwaal. U weet hoe stomp ons is in ons begrip, en meer nog hoe stomp ons is in ons harte. Wil U deur die Gees nou so werk dat wanneer ons na U woord luister, dat ons sal besef, dis nie die woord van mense nie, maar dis U, die almagtige ewige God wat spreek. Verkoop dan ons harte. Help ons om U woord te verstaan, maar meer nog om U woord lief te kry. En mag hy dan ook ons verander. Bou ons en vorm ons deur die woord en deur die Gees. Hoor ons gebed, net omdat ons dit voor U bring, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, in ons Here Jesus Christus, daar is geen groot man of vrou van God nie. Daar's geen persoon met minder sonde as die ander nie. Daar's geen persoon wat 'n bietjie nader aan die hemel is as die ander nie. Daar's net stikkende, klein, swak, sondige mensies
wie genade gevind het by 'n oneindige groot en genadige God. Daar's geen groot man of vrou van God nie. Vanuit ons teks vanoggend, hierdie teks waarna ons gaan kyk vanoggend, is ons bede vir Lida, wie ons sal doop vanoggend. Ons bede vir haar is dat sy nie eendag haarself sal sien as 'n groot, sterk, gehoorsame vrou van God nie. Dat sy nooit aan haarself so sal dink as hierdie vrome geestelike vrou nie. Maar dat sy altyd na haarself sal kyk as 'n swak, stikkende, sondige mens in absolute nood vir die Here se genade. Dit is wat God vir haar vanoggend by haar doop sê, waarin hy elke een van ons wat gedoop is herinner. Hy doen dit deur hierdie sakrament, sy woord en die sakrament. Jy is nie genoeg nie. Jy was nie, jy is nie nou nie, jy sal nie wees nie. Jou lewe is nie goed genoeg nie, nooit goed genoeg vir die ewige lewe in sy teenwoordigheid nie. En daarom moet jy jou saligheid, jou verlossing, jou hemel, jou ewige lewe, buite jouself soek, in Jesus Christus. Kom ons luister dan na ons Here se woord vanuit Lukas 18. As jy die Bybel hier het, maak hom oop en hou hom oop hier by Lukas 18, want die teks gaan waarskynlik op die bord verskyn vir 'n kort tydjie, maar hoeveel ryker dit is as jy self die woorde van die Here kan sien, soos wat ons deur die preek werk. So Lukas 18, ons gaan saam luister vanaf vers 9 tot vers 14. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en ander verag, hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10% van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. So ons Here Jesus, hy ken die mense rondom hom, die mense met wie hy besig is om te praat, en hy ken hulle harte, en hy weet sommige van hulle is besig om op hulle self te vertrou dat hulle regverdig is. Nou wat beteken dit? Dit gaan oor hoe jy jouself voor God sien. Wanneer jy stil raak en dink aan hoe beskou God jou, het jy die ewige lewe? Sal jy hemel toe gaan eendag? Is jy regverdig? Waaraan dink jy dan? Waarna kyk jy as jy hierdie vraag in jou kop kry? Want jy kry hierdie vraag. Wie die mens wat nie hierdie vraag het nie? Dis die belangrikste kwessie waaraan jy ooit kan dink. Hierdie lewe is so kort. En dan is dit hierdie vraag wat saak maak. So waaraan dink jy dan? Hierdie mense wat op hulle self vertrou, wie ons Here Jesus nou voor hom sien en met hulle praat, hulle dink dat hulle min of meer reg is voor God. Hulle sal waarskynlik hemel toe gaan. God sal hulle waarskynlik as goed genoeg beskou, want hulle lewe daarom nie te sleg nie. Dit is nie perfek nie, maar hulle kon baie slegter wees. Baie ander mense moet bekommer oor hulle lot, oor wat sal gebeur as hulle sterf, maar nie ek nie. Ek doen gelukkig nie te veel sonde nie, ek probeer altyd die regte ding doen. Ek's ernstig oor my geloof, jy weet. God sal sekerlik as ek sterf hierdie dinge in ag neem en dan gunstig teenoor my wees. Dit is om op jouself te vertrou.
dat jy regverdig is. Wanneer jy jou regverdigheid voor God, hoe hy jou beskou, hoe jy voor hom staan, wanneer jy dit probeer vasmaak, bepaal, baseer op iets binne in jou, op hoe mooi jy lewe, op hoe ernstig jy is, op hoe lief jy vir die Here is, op hoe groot gelowig jy is jy besig om op jouself te vertrou. En dan daarom kom ons Here Jesus en hy vertel hierdie gelykenis. En ons Here se punt is hier, moet dit nooit doen nie. Moenie na jouself kyk nie. Wanneer jy oorweeg hoe lyk jy vir God, wanneer jy oorweeg sal ek verlore gaan of gered word, nooit na jouself kyk nie. Nie vir 'n oomblik nie. Hou op na binne kyk, jou lewe, wat jy doen, wat jy nie doen nie. Hou op om daarna te kyk en dan te dink, hoe lyk ek in God se oë? Is ek goed genoeg? Die Here gebruik hierdie gelykenis om dit te sê. Daar kom 'n fariseer en 'n tollenaar om te bid. Albei kom tempel toe. Albei kom om vir die Here te bid. En nou hoor ons van die fariseer. Nou jy hoor gewoonlik uit die evangelies en ook uit preke uit slegte goed van die fariseërs. Dat hulle skynheilig was. Dat hulle slange was en vyande. Dat hulle heeltyd Jesus probeer vang het. En dis waar. Maar jy moet onthou, as jy in hierdie tyd geleef het, sou jy nie so dink oor die fariseërs nie. Die fariseërs in hierdie tyd was die groot, vrome, ernstige, ywerige manne van God. Manne na wie die hele samelewing opgekyk het en gesê ons moet hulle navolg. Jy sou in hierdie tyd dink van die fariseërs soos wat jy nou dink van 'n goeie, getroue prediker, 'n predikant, 'n dominee, 'n pastoor of 'n ouderling. Dis hoe jy sou dink van die fariseërs. En die tollenaar, jy sou hom verpes het. Jy sou hom nie kon verdraai het nie. Almal het geweet wat die tollenaars is, en die tollenaars het dit nie probeer wegsteek nie. Hulle was selfsugtig, hulle het niks genade gehad nie, hulle het belasting ingevorder vir die regering, maar dan sit hulle altyd so 'n bietjie by die belasting wat hulle nou moet invorder, wat hulle vir hulle self hou. En hulle het by die swakste en die weerloosste mense, het hulle soms met geweld gedwing om daardie belasting te betaal. Jy sou waarskynlik in daardie tyd die tollenaars beskou soos wat jy nou die booswigte in die regering met hulle korrupsie en diefstal beskou. So dis die twee mense wat jy kry. Vrome man van God. En hierdie wrak. Hierdie man vir wie jy nie eers sou tyd hê nie. Maar hoor dan hoe bid die fariseer. Vers 11 tot 12 in Lukas 18. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, gee tiendes van alles wat ek verkry. Nou wat was sy fout? Wat is die probleem met hoe die tollenaar bid? Hoe hy dink oor God en hoe hy voor God staan? Wat is die fout? Is hy skynheilig? Waarskynlik nie. Hy was waarskynlik eerlik. Die fariseërs was so. Hy vas nie net soos wat die wet voorskryf nie, hy vas nog meer. Hy gee nie net soos wat die wet voorskryf nie, hy gee nog meer. So wat was sy fout? Wou hy roem en hy die ander mense moet dink hy is hierdie groot man van God? Dis ook nie dit nie. Want hoor hoe begin vers 11, hy het gaan staan en by homself so gebid. Hy het nie vir almal probeer verkondig nie. So wat was dan sy fout? Sy fout. En nie sy onskuldige misverstand nie, maar sy ewig gevaarlike fout. Ewig gevaarlik dat as hy dit nie raak sien nie, sal hy verlore gaan. Vir ewig. Daardie fout was dat hy na homself gekyk het. Dat wanneer hy dink, hoe staan hy voor God? Wat is sy lot? Wat sal met hom gebeur eendag as hy sterf? Dan kyk hy na sy lewe. Hoe goed doen hy? Hoe baie gaan hy kerk toe? Hoe baie gee hy? Hoe baie lees hy? Hoe baie weet hy? Hoe ernstig is hy oor die dinge van die Here? Dis waarna hy kyk. Sy eie lewe, sy waarde, sy mooi beginsels. Hy het geglo dat indien hy eendag geweeg gaan word,
dan sal hy goed genoeg wees. God sal raak sien hoe ernstig hy was, hoe ywerig hy was, hoe lief hy God gehad het, hoe baie hy gedoen het vir die Here. En die Here sal dan gunstig met hom werk. Sal hom dan aanvaar. Hy sal dan hemel toe gaan. Hy sal dan reguit hemel toe gaan. Dit was sy fout. Hy het sy verlossing, sy ewige lewe. Die enigste ding wat eintlik saak maak onder hierdie son, het hy probeer binne homself kry. Nou hoe hy lewe en wat hy doen. Ek sidder vir hoeveel mense vandag hulle saligheid, hulle verlossing nog in hulle self probeer vind. Hoe baie nog God se guns deur hulle mooi lewe probeer kry. As jy gevra word, nou, as jy voor die einde van hierdie preek sterf, sal jy hemel toe gaan. Wat is dan jou antwoord? Baie antwoord dan, ek glo so, ek lewe daarom nie te sleg nie, ek gaan kerk toe, ek gee my 10de, ek bid, ek lees Bybel, ek probeer die regte ding doen, ek is nie perfek nie, maar ek probeer, die Here sal dit raak sien, so ek dink ek gaan hemel toe waarskynlik. As dit jy is, dan antwoord jy soos hierdie fariseer, dan vertrou jy nog op jouself. Kan nie oorbeklemtoon hoe belangrik hierdie is nie. Dat wanneer jy voor God kom, kyk weg van jouself af. Oorweeg 4 redes. Oorweeg 4 redes hoekom om na jou eie lewe en hoe goed jy is, hoe goed jy doen. Hoekom dit dodelik gevaarlik is om na te kyk wanneer jy voor God staan. En dit te probeer aanbied vir God en sê, sien dit raak. Hê my lief op grond van hierdie. Oorweeg 4 redes hoekom dit ewig gevaarlik is. Nommer 1, God is volmaak in heiligheid. En hy aanvaar niks minder as volmaakte gehoorsaamheid nie. Niks minder sal vir hom genoeg wees nie. Jou beste, mooiste voornemens en besluit en gehoorsaamheid sal nooit goed genoeg wees om jou 'n tree nader aan die hemel te kry nie. Ons is ywerig om die regte ding te doen, eendag. Die volgende dag, nie meer nie. Ons gaan kerk toe, ons lees Bybel, ons bid, maar hoe baie doen ons dit sigtend, so wat vir ons moeite is. Ons baklei teen die sonde, ons probeer om die regte ding te doen, en sodra ons bietjie hierdie een sonde ophou doen, dan kom nog ene. Alle mooi dinge wat ons vir God probeer bied, is so besmet en stikkend, sal nooit goed genoeg wees vir hom nie. En God sal dit nie as goed genoeg aanvaar, net omdat hy genadig is nie. As jy dink, God sal dit wat ek doen, alles het stikkend, alles het nie volmaak nie, hy sal dit aanvaar as goed genoeg om my hemel toe te vat, omdat hy genadig is, besef dan wat jy doen is, jy bring God laag na jou vlak toe. Jy maak asof hy nie so heerlik is dat hy kan vereis dat jy volmaak lewe nie. Maar hy kan, en hy doen. Jou lewe sal nie sy absolute eise kan nakom nie. Hoor wat sê ons Here in Matteus 5. Ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid, gehoorsaamheid, getrouheid, ywer, liefde vir God, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die skrifgeleerdes en fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Psalm 15, Here, wie mag vertoef in die tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat opreg wandel, hy en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. Psalm 24, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is dit jy? Jy wat op jouself vertrou, na binne toe kyk, dat jy net goed genoeg doen, dat jy hopelik hemel toe sal gaan. As dit nie jy is nie, rein van hande, rein van hart, suiwer in wandel, spreek suiwer net die waarheid, as dit nie jy is nie, het jy geen kans nie. Dis nommer 1. Nommer 2,
Jy kan hierdie vlak van gehoorsaamheid wat nodig is, nie bereik nie. Jy het nie nodig dat ek dit vir jou sê nie. Jy weet dit. Jy ken jouself. Jy wil baie die regte ding doen. En jy probeer. Maar jy kan nie. Hoe baie oorweldig sonde jou. En onthou, as jy gaan probeer om regtig alles in die stryd te werk en goed genoeg doen om hemel toe te gaan, onthou dit moet volmaak wees. Onthou ons Here wat sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag en jou naaste soos jouself, elke sekond, sonder om te faal. Dis wat nodig is. En indien jy dit bo-menslik regkry, van vandag af, om so te lewe, wat van al jou skuld? Dis nommer 3. Wat van jou skuld? Jy het nie nog altyd so gelewe nie. Jy het nie gister so gelewe nie, jy het nie eergister so gelewe nie. Daar was iewers in jou lewe 'n tyd wat jy nie so gelewe het nie, wat jy gesondig het. Wat van daardie skuld? Ons Here se heilige uitspraak oor die sonde is die ewige dood. Hy sal dit nie onder die mat invee, jou sonde, net omdat hy genadig is nie. Hy sal nie die sonde ongestraf laat bly nie. So al lewe jy van vandag af perfek, wat van die straf wat jy klaar opgebou het? Nommer 4, indien jy dink dat jy deur 'n mooi, gehoorsame genoeg lewe God se guns kan kry, kan hemel toe gaan, dan het jy nie 'n idee wat jy is nie en hoe jy is nie. En dit is sekerlik een van die grootste redes waarom so baie nog na hulle eie lewe kyk, wanneer hulle dink, gaan ek hemel toe of nie, hoe hulle lewe, dat hulle daarna kyk, want hulle sien nie hoe stikkend en swart hulle harte is nie. Ons is baie oneerlik met onsself. Oneerlik oor hoe uiters baie donker en boosheid nog in ons harte steek. Ons wil onsself altyd oortuig, ons is nie te sleg nie. Ons maak foute, ja, maar ons is nie so sleg soos daardie foute nie. Maar hoor ons Here se woord, ons Here is baie duidelik hieroor. Jeremia 17, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? Psalm 51, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Dink aan Paulus en Dawid. As jy nou 2 manne uit die Bybel moes uitlig wie jy sou beskou as groot manne van God, groot gelowiges, sou dit Paulus en Dawid wees. Paulus kom en hy sê, hy praat van homself, dan sê hy, ek is die vernaamste van sondaars, die grootste sondaar. Dawid praat van homself, sê hy, ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Waarom? Want hoe nader jy aan die Here gaan kom, hoe meer gaan jy sien wat jy is. Hoe meer gaan jy die diepte sien van hoe ver, hoe diep jou sonde strek. As die Here op een slag vir jou al die boosheid in jou hart moes wys, sou jy sterf. So verskriklik is dit. Indien jy dink dat jy op grond van hoe jy hier lewe God se guns kan wen, dan het jy nog nie eers begin om te sien hoe diep die sonde in jou hart steek nie. Jy dink jou sonde is bietjie ongeduld. Jy dink jou sonde is jy's bietjie te lief vir drank. Jy dink jou sonde is jy sukkel om nie te vloek nie. Dit is baie dieper as dit. Hoor weer, daar is geen groot man of vrou van God nie. Selfs die beste predikant, beste pastoor, beste apostel, beste disipel, wat die beste lewens het, is maar net besig om blommetjies op 'n ashoop te pak. God sien die hart. Jy sou skrik as jy die beste gelowige se hart sou sien. Net soos jou eie. God sien die hart. Daardie verdorwe plek in die mens, in sy oë het die gelowiges met die mooiste lewens nie eers 'n krummeltjie meer as die gelowige met die slegste lewe nie. Nou die fariseer sien dit nie. Dis sy probleem. Die fariseer dink, omdat hy hierdie paar dingetjies reg kry, hierdie ywer vir God het en hierdie dinge doen, sal God anders met hom werk, anders na hom kyk, om hemel toe vat, genadig wees teenoor hom, want hy is so mooi getrou.
En dan vertel ons Here Jesus van die tollenaar. Nou hoor hoe bid hy, vers 13. En die tollenaar het ver weggestaan, en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Hy staan ver weg, hy kyk nie eers op nie, hy slaan op sy bors, hoekom? Want hy weet wat hy is. Hy sien hoe swart en boos hy is. Hy weet dat hy niks het om aan God te bied nie. Dat indien God na sy lewe kyk en hom weeg, dan is daar vir hom niks anders as die hel oor nie. Al hoop wat hierdie tollenaar het, is dat die almagtige God na hom sal kyk, in sy vuilheid, sonder dat hy enigiets kan bied of beloof vir God, dat hy na hom sal kyk, en besluit om genadig te wees. Daarom sê hy in vers 13, o God, wees my sondaar genadig. Hy beloof nie om beter te lewe nie. Hy beloof nie om homself reg te kry, dat hy 'n bietjie guns kan verdien nie. Hy sê, ek het niks. Daar is binne in my, wat ek doen, wat ek gedoen het, wat ek nog gaan doen. Niks wat enigiets anders as die dood verdien nie. Al hoop wat ek het, is suiwer net dat U vir my kyk en besluit dat U genadig gaan wees. Dat U my gaan vergewe. En dan sê Jesus in vers 14, ek sê vir julle, hierdie laaste een, het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. En hiermee bedoel Jesus, hierdie tollenaar is reg voor God. Hy is gered. Hy gaan hemel toe. Eerder as die fariseer. Nou wil ons vra, maar hoe? Hoe werk dit? Hoekom sê ons Here dit? En dit is uiters belangrik dat jy hierdie moet verstaan. Wanneer die tollenaar, omdat hy besef hoe verlore, hoe sondig, hoe stikkend, hoe walglik hy is, wanneer hy dan sê, wees my 'n sondaar genadig, dan is hierdie woord genadig, nie die gewone woord vir genade nie. Dit is 'n ander woord. Die woord wat hy dan gebruik is, doen versoening vir my. So dink dan, wat sê hierdie tollenaar? Die tollenaar kom voor God en sê, ek kan wat probeer, ek sal nie goed genoeg wees nie, ek weet dit. Ek stikkend, ek sondig, U is heilig, ek kan niks bied nie, kan nou 'n klomp beloftes maak, maar ek weet ek gaan dit nie nakom nie. My wil, ek's een dag, as ek sterk in my wil, ek wil hierdie doen, en die volgende dag, dan kan ek nie minder omgee nie. Ek kan niks bied vir U nie. Doen U self versoening vir my. Die skuld wat ek opgebou het, betaal U dit. Dis wat die tollenaar vra. Tollenaar sê, ek kom leeg, kaal voor U, geestelike bedelaar. Al hoop wat ek het, is dat U vergewe. Al hoop wat ek het, is dat U genadig is. Al is daar geen rede daarvoor nie, en daar is nie 'n rede nie. Daar's niks in my wat U aandag trek nie. Hy wat so kom, sê ons Here Jesus, gaan regverdig, reg voor God, na sy huis toe. Eerder as een wat kom en sê, ek het sekerlik goed genoeg gedoen, ek het daarom probeer, hy gaan nie regverdig na sy huis toe. En dis die wonder van die evangelie, en wat ons vanoggend in die doop geleer word. Jy kan jouself nie in die hemel kry nie. Jy kan nie. Jy sal nooit goed genoeg kan lewe nie. En al doen jy sal nooit die hel wat vir elke een van jou sondes wat jy moet kry, kan vrykom nie. Maar dan leer die skrif ons Here Jesus kom en hy word mens. En hierdie is die kernpunt. Hierdie is wat dit moontlik maak dat hierdie sondaar regverdig kan huis toe gaan. Is ons Here. Hy kom en hy word 'n mens. En wat doen hy toe hy op aarde is? Hy lewe volmaak. Hy lewe so 'n lewe wat die hemel verdien. Dit weet ons van Jesus.
Jesus se lewe, hoe gehoorsaam hy was, verdien die hemel. En dan hoor ons hy sterf aan 'n kruis. En wat gebeur aan die kruis? Hy vat al my sonde. My lewe wat nie goed genoeg is nie, nooit sal kan wees nie. Wat net die hel verdien, vat hy. En hy tel dit van my af op, hy vat dit van my af weg. En hy sit dit op homself. En hy word met die almagtige wraak van God gestraf aan die kruis, in my plek. En dis wat ek moet kry. Dis wat jy moet kry, vir jou sonde. Christus vat dit dan op hom, en hy word met die hel aan die kruis gestraf. Dis hoekom ons bely, hy het ter helle neergedaal. Hy is gestraf met die hel aan die kruis. Waarom? Sodat jy nie gestraf hoef te word nie. Sodat jy vrygespreek kan word. En wat gebeur dan? Hy vat Christus se perfekte lewe wat die hemel verdien. Wanneer hy dan my sondige, stikkende lewe afvat en op Jesus plaas, vat hy Jesus se lewe wat die hemel verdien, en hy plaas dit op my. Wat beteken dit dan? Dit beteken, ek gaan hemel toe as ek sterf. Ek staan nou hier regverdig voor God. En my lewe is nie regverdig nie, maar omdat Christus my lewe gevat het en die straf gedra het vir dit, en sy lewe vir my gegee het, staan ek hier met die goeie lewe van Christus, asof ek dit self gedoen het. Dis hoe God my beskou. Dis waarom ek hemel toe gaan. Dis waar my saligheid lê. Dis waar joune lê. Dis waarom ons praat van soek jou saligheid buite jouself. Moenie kyk na jouself en jou werke nie. Moenie kyk of jy net goed genoeg doen nie. Kyk na Christus, hy het reg gelewe, goed genoeg gedoen, en het vir jou gegee asof jy dit gedoen het. En om hierdie te kry by Jesus, vir hierdie om vir jou te tel, vir hierdie om vir my te tel, vir hierdie om vir Lida te tel, hoef ons nie goed genoeg te wees nie. Ons hoef nie genoeg te vas nie. Ons hoef nie hard genoeg te probeer nie. Ons hoef nie genoeg te doen, sodat die Here hierdie volmaakte lewe van Christus vir ons gee en ons sonde op hom uit te straf nie. Ons hoef niks te doen daarvoor nie. Ons moet glo. Dis hy wat dit beloof, moet ons met geloof aanneem. Ek moet net leeg na hom toe kom. Dis wat hy vir ons sê in hierdie teks. Kom leeg, sonder om iets te bied, en kom ontvang my genade. Dis wat hy vir Lida sê by die doop, waaraan hy jou vanoggend herinner by die doop. As hy sê kom, maar kom leeg, kom vuil. Moenie kom en my probeer beïndruk, en my guns wen, en my oortuig om jou lief te hê nie, kom net. 'n Ou prediker het 'n keer gesê, onthou, wanneer jy na God gaan vir genade en vergifnis, kan hy nie jou hande vol goud maak, as jy dit vol klippies na hom toe uithou nie. So gooi die klippies, jou swak, goeie werke wat jy vir hom wil voor, gooi dit weg. Moenie daarna kyk nie. Moenie op dit vertrou nie. Moenie vir 'n oomblik daarna kyk nie. Ontvang die goud uit Jesus se hand uit. Ontvang die goeie lewe wat hy gelewe het, sodat jy dit vir God kan bied. So die vraag dan, hoe klink die antwoord van iemand wat nie op hulle self vertrou nie? Iemand wat soos die tollenaar is. Hoe klink sy antwoord op die vraag, wat sal met jou gebeur as jy nou doodgaan? Sy antwoord is, ek gaan reguit hemel toe. En ek het niks gedoen vir dit nie. Ek kan nie. Inteendeel, ek het alles gedoen om die hel te kry. Maar omdat Jesus met die hel gestraf is, in my plek, vir die sonde wat ek gedoen het, en omdat sy lewe wat die hemel verdien, vir my gegee is, en vir altyd myne sal wees, wanneer ek nou sterf, kom ek voor die Vader, en ek gee Christus se werke vir hom, asof ek het gedoen het. En die paradysdeure swaai vir my oop. Wat's dit? Dis om jou verlossing buite jouself te soek, in Christus. So wat sien ons dan vanoggend in die doop?
Vir Lida vanoggend nou al, sê God, van die begin af het jy niks behalwe skuld om my te bied nie. Maar ek sal jou was. Ek sal jou so sekerlik met my seun se bloed was, soos wat hierdie water van jou hoof die vuilheid afwas. Ek sal in jou sy lewe gee, sodat jy eendag wanneer jy sterf en voor my verskyn, sal staan asof jy self sy werke gedoen het. Dit is joune, my kind. In die verbond kom die Here na Lida en sê, dit is joune. Moet dit net nie weggooi nie. Moet dit net nie verloon deur op jouself te gaan vertrou nie. Moet dit nie verag en as nie goed genoeg beskou nie, deur jou eie werke te probeer voorhou voor God en op jouself te vertrou om hemel toe te gaan nie. Moet dit net nie verag nie, dis joune. Kom met Jesus en kom net met hom. So ons gebed vir Lida is dat sy nooit haarself as 'n sterk, vrome vrou van God wat goed genoeg is sal beskou nie. Dat sy nooit sal dink dat sy deur haar eie mooi lewe self voor God sal kan staan nie. Maar dat sy altyd soos die tollenaar na hom sal kom. Ten volle bewus van haar sonde. Bewus van haar nood. Haar nood vir Christus. Dat sy nooit sonder hom genoeg sal wees nie. Maar dat sy vir lewe en dood aan hom sal klou, aan sy offer wat vanoggend aan haar beloof word. Hy is al hoop wat sy het. Al manier hoe sy die ewige vuur nie sal sien nie. Hy is al hoop wat jy het. Dat jy in hom gevind word. Dat jy in hom glo. Laat ons dan soos Petrus wees. Petrus wat Jesus wil sy voete was en hy weier dat Jesus sy voete was. Maar dan sê Jesus vir hom, Petrus, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Laat ons dan soos Petrus wees wat sê, Here, nie net die voete nie, maar ook die hande en die hoof. Amen. Ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons luister na u wet, ons kyk na u heiligheid, u ywer en u liefde vir u eer, u waardigheid om vir ewig gehoorsaam te word. Dan sien ons hoe ons tekort skiet. Ons sien ons swakheid, ons sien ons gebrokenheid, ons sien ons moedswilligheid. Soos tollenaar kom ons voor u met leë hande. Ons kom vuil. Wil u ons altyd en slegs deur ons Here Jesus Christus aanskou. Moet nooit vir ons kyk sonder hom nie. Hy is ons verlossing. Hy is ons redding. Hy is ons heil. Ons prys u dat ons mag weet dat u hom vir ons gegee het. En ons prys u dat ons dan in hom gevind mag word. Dankie Vader dat ons hierdie onbegryplike groot waarheid, hierdie belofte uit u eie mond, vanoggend weer aan een van u verbondskinders kan seël. Dankie dat u alreeds, voor daar begrip en verstand is, voor daar enige vermoë is, dat u kom en u verbond vestig. Dat u kom en u kinders aanneem. So ons wil bid vir hierdie verbondskindjie vanoggend. Wil u so in haar hart werk, dat sy altyd haar nood vir ons Here Jesus Christus mag raak sien. En dat sy met volle ywer en oorgawe na hom mag vlug. Mag sy hom vasklou, hom lief kry, hom koester as haar ewige lewe.
Vader, ons dra so aan U op, dat U het hierdie beloftes vir haar gegee, o bewaar haar dat sy dit nie weggooi nie. Ons bid vir ons gemeente, want U lê die roeping om haar lief te hê en te onderrig en te leer in 'n vrees vir U naam en om hierdie belofte van die doop te aanvaar. U lê dit op ons gemeente. So seën dan die gemeente en versterk ons, dat ons haar kan grootmaak, kan opvoed, kan lei, kan leer hoe heerlik en groot U is en ook waar ons saligheid buite onsself in ons Here Jesus Christus is. Ons prys U. Ons sien uit vir die dag wat ons U onverhinderd in suiwerheid vir ewig kan prys voor U aangesig in die hemel. En daarom saam met U kinders oor die eeue bid ons, kom Here Jesus, kom tog gou. Verhoor ons dan enkel en alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons leer by Dawid en dan sing ons van ons nood en die Here se oneindige genade. Ons sing vanuit Psalm 51 en wat ons daar dan doen is ons kom voor die Here deur hierdie te sing leeg. Ons kom voor hom in nood. Sê al hoop wat ons het is U. Psalm 51 en daarvan vers 2, 3 en 8.
Misa en oom Paul kan vorentoe kom vir die bediening van die heilige doop. Ontvang die Here se antwoord deur sy seun. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.